Goeiemôre, hoop dit gaan julle wel. Ek wil vir jou en jou gesin ook net weer eens uitnooi na ons eredienste Sondagoggende om 9 uur. En ek wil julle ook bedank vir julle ondersteuning en lojaliteit aan ons gemeente. Dit gaan goed met Kruin en ons dank ook ons Hemelse Vader vir sy seën en sy genade ook deur hierdie moeilike tyd. Ons skriflesing vanmôre is uit Exodus. Dis een van daardie min verhale in die Bybel wat in Afrika afspeel. Dieselfde kontinent waarop ons onsself bevind en wat ook groot uitdagings inhou vir my en vir jou en ons kroos. Maar ons tema vanmôre is 'n toekoms verpak in 'n mandjie. En die teks wat ons saam lees is uit Exodus 2. Dit klink so: 'n man uit die familie van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi as vrou geneem. Die vrou het swanger geword en aan 'n seun geboorte gegee. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom 3 maande weggesteek. Maar toe sy hom nie meer kon wegsteek nie, het sy vir hom 'n papierusmandjie gekry en dit met pik en teer dig gemaak. Sy het die seentjie daar neergelê en dit in die palmiete aan die kant van die Nyl neergesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gaan gebeur. Die dogter van die farao het afgegaan na die Nyl om haar te was, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl stap. Sy sien toe die mandjie tussen die palmiete en stuur haar slavin om dit te gaan haal. Toe sy dit oopmaak, sien sy die seentjie en kyk, dit was 'n baba seentjie wat huil. Sy het hom jammer gekry en het gesê, dit moet een van die seentjies van die Hebreërs wees. Sy suster vra toe vir die farao se dogter, moet ek gaan en vir u 'n pleegma onder die Hebreëse vroue gaan roep, sodat sy die seentjie vir u kan voed? Die farao se dogter het vir haar gesê, gaan. Die jong meisie gaan roep toe die seentjie se moeder. Die farao se dogter het vir haar gesê, neem hierdie seentjie en voed hom vir my. Ek sal jou self daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en hom gevoed. Toe die seentjie groter geword het, het sy hom na die farao se dogter gebring en hy het haar seun geword. Sy het hom Moses genoem, want, het sy gesê, uit die water het ek hom gehaal. 'n Toekoms verpak in 'n mandjie. 'n Mens kan jouself in jou geestesoog voorstel hoe 'n goed gekamoufleerde papierusmandjie daar tussen die opdrifsels van die droë plante in die Nyl dryf, met sy kosbare vraggie. 'n klein, weerlose bondeltjie vol oneindige potensiaal. Moses, die baba, wat later die volk uit verdrukking sou lei. 'n kragtige metafoor vir alle wiggies. Ja, hierdie toneeltjie wat in ons almal se verbeelding ingegraveer is, het sy deur kinderbybelprente of slaaptydstories, is 'n verhaal oor God se plan met ons. God se plan met Moses en sy volk. Maar dis ook 'n storie van 'n eenvoudige moeder se vindingryke plan om haar weerlose kind te beskerm teen gevaar. Want die ou wêreld waarin ons leef is boos. Tussen die riete en die krokodille dryf die weerlose baba. En aan die oewer die aggressor, die magtige maar genadeloose man van daardie tyd. Die farao, ingestel op mag en oorheersing, wat uit vrees en paranoia tot uiterstes toe in staat was. Soos ons eintlik vind by alle diktators, ook in ons tyd, ook in ons land. En die slawevolk het te veel geword. En om 'n stokkie hiervoor te steek, besluit die farao op drastiese maatreëls, om selfbehoud natuurlik. En dit is om alle Hebreëse seentjies in die Nyl te gaan verdrink. Ja, die tema van die onskuldige kind wat bedreig word is universeel. Dis die nagmerrie van elke ouer. Dis my en jou vrese oor
die toekoms van ons kinders. Wat gaan van my kroos word in hierdie land? Ons as ouers is immers ook bereid om tot die uiterste toe te gaan vir ons kinders, om hulle te beskerm teen gevaar, teen bedreigings, teen verwonding, teen verminking, geestelik of liggaamlik. Hierdie ontstellende foto het ek vir die eerste keer in die Yad Vashem gesien. Dis die Holocaust Museum in Jerusalem. En dis 'n eie tydse verhaal van Moses in die Bissie-mandjie. Die nagmerrie ook van alle ouers. En hierdie foto is geneem iewers buite die dorp Kiev in die Oekraïne tydens die Tweede Wêreldoorlog. Gedurende April 1942 het die nazi-troepe genaamd Einsatzgruppen opdrag ontvang om al die Jode in die Oekraïne en Moldawië sistematies uit te roei. 'n moderne farao-opdrag. En so herhaal die geskiedenis homself, is dit nie? Wat sien ons? 'n foto van 'n soldaat wat mik na 'n vrou, wat haar liggaam as skans, as skild draai om haar kind te beskerm teen geweervuur. 'n futiele oefening natuurlik. Maar dis 'n bykans instinktiewe reaksie. Dis 'n Moses en sy ma wat ons hier kry. Want onthou, Moses en sy ma was ook Jode. Ja, hierdie verhaal van 'n papierusmandjie, Bissie-mandjie, gaan oor die impuls, die instink by ons as ouers om ons kinders te beskerm, ten alle koste, met jou lewe te beskerm. Dit sien 'n mens ook in hierdie ontstellende foto. So kom ons gaan nou af na die Nyl toe. Daar tussen die riete en die opdrifsels van lank gelede, om te kyk wat ons verder kan wys word vir vandag. Die verhaal begin met die geboorte van 'n kind wat realisties gesproke bykans geen kans gestaan het op oorlewing nie. Want die magtigste man in die land, die farao, is 'n Sobek. Binne die Egiptiese mitologie is dit die krokodilgod. Sobek, die krokodilgod wat honger en gereed is om te verslind, ook siele te verslind. Dis die god van die onderwêreld. En dis die rol wat farao hier speel. Maar loop ons nog 'n bietjie verder terug op die spoor van hierdie nagmerrie van elke ouer, hierdie verhaal, dan sien ons dat dit eintlik leengoed is. Want die Jode het hierdie verhaal gaan leen en aangepas vanuit volkssages van die antieke wêreld van destyds. Om presies te wees, die verhaal van die geboorte van koning Sargon van Akkadië, 800 jaar voor Moses. En hier is die lied oor Sargon. Dis my vertaling. Dit klink so: my moeder was 'n priesteres en my vader het ek nie geken nie. My stad is Azumpirano op die oewer van die Eufrat. My moeder het aan my geboorte geskenk in die geheim en my inderhaas in 'n mandjie gesit op die rivier. En so kry hierdie volkssage van die antieke held Sargon 'n plek in Exodus. Maar die Israeliete, die Jode, wou by hulle kinders 'n verdere punt tuisbring met hierdie verhaal. En wat is dit? God hou jou veilig in sy hande. Maak nie saak hoe weerloos jy is nie. Want God het 'n plan met ons. En niemand kan daardie plan in die wiele ry nie. Selfs nie eers die magtigste monster van die wêreld van daardie tyd nie. Ja, hierdie verhaal handel oor 'n man wat soos
kom ek sê oor 'n vrou wat soos alle ouers haar kind ten alle koste beskerm. Maar haar hande is afgekap. En dis die vrees van alle ouers. Ek wil my kind help, maar kan net so ver help. In ons verhaal lees ons hoe die kind gevind word deur die vyand. Daar in sy wegsteekplek en nou is hy uitgelewer aan die gevaar. Maar God gryp dan in. Hy's daar. Hy's daar waar die moeder magteloos moet toekyk. En dan die verrassende ironie. Die huis van die aggressor, van Farao, word die veilige bewaringsplek, omdat God groot planne het met die kind. En hierdie verhaal van God wat groot planne het vir ons almal, sou later weer figureer in die Bybel. Waar? Nergens anders nie as in die geboorteverhaal van Jesus volgens Matteus. Ons vind dit net by Matteus. Want Matteus haak sy verhaal van die geboorte van Jesus aan die verhaal van die geboorte van Moses. Kyk 'n bietjie. In albei verhale gaan dit oor 'n kindermassamoord geïnspireer deur 'n paranoïese diktator. Albei gaan oor 'n weerlose kind vir wie daar 'n groot toekoms bestem is, maar daai toekoms is in die weegskaal weens bedreiging. En in albei speel Egipte 'n rol. Die verhale speel in Egipte af. En dan natuurlik albei het 'n positiewe of 'n gelukkige einde, want niemand anders nie as God gryp in. Maar kom ons wees realisties. Soos Moses is jou en my kinders ook in 'n groot mate op die Nyl. Weerloos en uitgelewer in Afrika. Ons voel dit al meer en meer aan ons lywe. Maar wat is die boodskap hier? Ons is almal koningskinders. Dit beteken God het 'n plan met jou en jou kroos. Ja, ons kinders het ook net soveel potensiaal. Ons kinders het baie potensiaal, maar is uitgelewer. Want om elke hoek en draai skuil daar 'n farao, 'n paranoïese korrupte leier, 'n Sobek, krokodilgod. Maar onthou, wanneer ons hierdie verhaal van die papierusmandjie tussen die palmiet lees, dan sê dit vir ons een ding, en dis 'n kragtige metafoor. Waarvan? Dat God jou en jou kroos se toekoms in sy hande hou. Dit beteken, maak nie saak wat die omstandighede is nie. God het vir my en vir jou 'n plan. Vader, beskerm ons en ons kroos teen die farao's, die aggressors, die gewetelose leiers van ons tyd. Beskerm ons teen alle gevaar. Gryp in soos in daardie jare, maak ons en ons kroos aanpasbaar, vindingryk. Versterk ons geloof en as dit U wil is, maak vir ons die deure van môre oop, ook hier in Afrika. Amen.